Die slang was listiger as al die diere wat die Here God gemaak het. Is dit regtig so? Vra hy vir die vrou. Het God regtig gesê julle mag niks van die vrugte in die tuin eet nie? Natuurlik mag ons van die vrugte eet, sê die vrou. Dis net van die vrugte van die boom in die middel van die tuin wat ons nie mag eet nie, of selfs aanraak nie, anders sal ons sterf. Julle sal nie sterf nie, sê die slang. God weet dat julle oë sal oopgaan wanneer julle daarvan eet. Julle sal dan net soos God wees en weet van goed en kwaad. Dit het die vrou oortuig. Wanneer sy na die boom kyk, lyk die vrugte mooi en aanloklik, geskik om 'n mens verstandig en slim te maak. Sy pluk 'n vrug van die boom, eet daarvan en gee vir haar man by haar, en hy het ook geëet. Toe gaan hulle oë werklik oop en besef hulle dat hulle sonder klere is. Hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle omgehang om hulle self toe te maak. Teen die aand hoor hulle hoe die Here God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het toe na die mens geroep. Waar is jy? Hy antwoord, ek het u hoor aankom in die tuin en gaan wegkruip. Ek was bang omdat ek sonder klere is. Wie het vir jou gesê dat jy sonder klere is? Vra die Here God. Het jy dan van die boom geëet wat ek jou beveel het om nie te eet nie? Ja, erken die mens. Dit was die vrou wat u aan my gegee het wat die vrugte vir my aangebied het. En toe het ek daarvan geëet. Daarop vra die Here God vir die vrou, hoe kon jy so 'n ding doen? Die slang het my bedrieg, antwoord sy. Dis hoekom ek geëet het. Toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere op die aarde. Op jou pens sal jy seil en stof sal jy eet, solank as wat jy lewe. Van nou af sal jy en die vrou vyande wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop inslaan en jy sal hom noodlottig aan die hakskeen byt. Vir die vrou sê hy, ek sal jou swangerskap moeilik maak. Met pyn en lyding sal jy kinders in die wêreld bring. Jou begeerte sal na jou man wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens sê hy, jy het jou deur jou vrou laat ompraat en van die vrugte geëet wat ek jou verbied het om te doen. Daarom vervloek ek die grond. Jou hele lewe lank sal jy met swaar kry sukkel om 'n bestaan daaruit te maak. Dit sal vir jou dorings en dussels oplewer en jy sal van die plante van die veld eet. Jou hele lewe lank tot die einde van jou dae sal jy met moeite werk om iets te hê om te eet. Aan die einde van jou lewe sal jy weer terugkeer na die grond waaruit jy geneem is, want jy is van stof gemaak en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder sou word van alle mense op die hele aarde. Toe het die Here God vir die mens en sy vrou klere en vel gemaak en hulle dit laat aantrek. Daarna sê die Here God, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hulle ook weet van goed en kwaad. Wat sal gebeur as hulle van die vrugte van die boom van die lewe vat en eet? Hulle sal dan vir altyd lewe. Die Here God het daarom die mens uit die tuin van Eden weggestuur om die grond te gaan bewerk waaruit hy geneem is. Nadat die Here God hulle uit die tuin verban het, het hy gerubs oos van Eden aangestel om met vlammende swaard wat heen en weer beweeg, die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.